Baie dankie. Dis met soveel deernis dat ek julle vanmôre verwelkom by die lewensviering van Johanna, Katrina, Jakoba, Cornelia. Soos ek al geken het van die jonges. En die rooi lipstiek. Wow, vang asseblief ons diepste en innigste meegevoel. Familie en vriende mekaar heen. Fokus net 'n oomblik, ons Hemelse Vader, sluit saam met my jou oë. By 'n geleentheid soos hierdie. Hemelse Vader, is ons harte swaar, vol emosie. En dankie dat ons weet dat U dit ook verstaan. Want U moes kyk hoe U eie seun sterf. Jesus Christus. En die woord sê, ek kon nie eens daarna kyk nie, die aangesig weggedraai. Jesus, ek lees in die woord dat U gehuil het by die graf van die vriend Lazarus. En daarom weet ek, U verstaan harte wat vanmôre vol emosie het. Maar dankie Heilige Gees dat ek kan weet U het gekom as trooster. En dis 'n nederige en diepe afhanklikheid wat ons môre vir U vra, dat ons hier daardie troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal beleef. Ons eer U vanmôre vir Tannie Winnie se lewe. Ons eer U want ek weet, die lewe was vir haar Christus en daarom is die sterwe vir haar 'n wins. Kom praat ook vanmôre met ons deur hierdie verrigtinge. Mag ons U net in besonder beleef. Dis my gebed. In die naam bo elke ander naam, die naam van Jesus Christus. Ons verlosse. Almal sê, amen. Ons verwelkom ook ons aanlyn kykers. Ek weet hulle daar in Australië. Hulle kyk ook saam. Baie dankie dat jy ook ingeskakel het. Ek wil vanmôre met jou praat oor 'n gedagte wat ek snaaks genoeg nog nooit oor gepraat het by so 'n geleentheid. Dit is daardie een teksvers, daardie een sin wat Paulus sê. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ons het vandag hier by mekaar gekom onder omstandighede wat swaar op ons hart het. Die dood van 'n geliefde, soos dat die woorde bring altyd 'n gevoel van verlies en hartseer. Maar te midde van rou, bied die woord van die Here altyd vir ons hoop en vertroosting. So ek lees vir jou daardie een vers, Filippense 1 vers 21. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En as ons hierdie sinnetjie van Paulus lees, dan bied dit eintlik vir ons 'n dieper insig van hoe 'n gelowige die lewe en die dood moet beskou. Dis woorde wat ons kan lei om hierdie oomblik in die lig van die ewige waarheid en werklikheid te sien. Wanneer Paulus sê vir my is die lewe Christus, is dit soveel meer as net 'n mooi lese of 'n mooi spreuk. Dis 'n diep gewortelde waarheid wat Paulus se hele lewe gevorm het. Vir Paulus was Christus die middelpunt van sy bestaan. Sy hele lewe het om Christus gedraai. Sy doelwitte, sy hoop, sy drome, sy ideale, sy vreugde, selfs ook sy lyding het om
rondom Christus gedraai. Alles wat Paulus gedoen het, was in diens van Christus en tot eer van Christus. En wanneer ons in oomblikke soos hierdie gedwing word om bietjie te besin oor ons lewe, te besin oor die ewigheid, dan moet ek vir myself afvra, en ook jy, wat of wie is die middelpunt van ons lewe? Waarvoor leef ons? Vir diegene wat in Christus glo, beteken dit dat ons toelaat dat hy ons hele lewe vorm. Ons lewe is nie ons eie nie. Ons gee dit oor aan hom en sê, vir my is die lewe Christus, want ek behoort aan hom. Dis dan wanneer ons op 'n punt kom wat ons nie meer in hierdie lewe streef om ons eie eer te soek nie, maar ons soek die eer van die een wat gesterf het vir ons en weer opgestaan het, en soos die Hebreërs skrywer sê, sit aan die regterhand van God, waar hy leef om vir ons in te tree. Dis daarom 'n lewe van toewyding, 'n lewe waar ons roep om soos Christus te wees, om sy liefde, sy genade, sy geregtigheid deur ons lewens uit te leef. Voordat ek vir jou so 3 of 4 skrifte wil lees, was verlede week Fotomonis, ek dink dis daar die krag, ek het gedink, geef ons 'n oomblik, ek dink ons moet oorskakel dalk op die kragopwekking net om seker te wees alles loop reg. Kan ek so lank aangaan met praat, Jaco? Is jy nog reg? Die Dinsdag voor Tannie se sterwe, het ek haar gaan besoek in haar kamer. En ek het op 'n stadium vir haar gevra, sy was baie deur mekaar. En ek het op 'n stadium vir haar gevra, Tannie Winnes, goed, ons sou eers hier oppraat. Welkom in Ventersdorp! Maar ons gee nie moed op hierdie, hoor. Hierdie goed maak ons sterk. En het is draad weer 'n paar kabels op iets gesteel. Van nou terug. Stadium het ek vir Tannie Winnes gevra, Tannie Winnes, is jy gereed om hier te moet? Sy het net aan kop geknik. En in haar deurmekaarheid, as ek dit so kan noem, sê ek van Tannie Winnes, kom ons sing, die Here is my herder. En Tannie Winnes het saam gesing, die eerste vers. En ek kon sien dat sy dit met oortuiging sing. Die Here is my herder. En daarom kan ek vanmôre ek kan regtig hier staan met vrymoedigheid. Dit sê nie dat die Winnes is 'n perfekte mens nie, nie een van ons is nie. Ek dink ek kan vanmôre met vrymoedigheid hier staan en sê, vir haar was die lewe Christus. En daarom was die sterwe vir haar wins. Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself in my oorgegee het. Paulus verklaar hier, hy sê, my lewe gaan nie net meer oor myself nie, maar dit gaan oor Christus wat in my leef. Daarom was sy dade, sy motiewe, sy lewe geheel en al aan Christus gewy. Ek bid dat ek en jy dit sal kan sê. Dat ek en jy sal kan sê, vir my is die lewe Christus. Ek is saam met hom gekruisig. Ek lewe nie meer nie. Christus
7-8, sê hy 'n mond vol. Hy sê, maar wat vir my vroeër wins was, dit het ek om Christus ontwil skade geag. Ja, waarlik, ek ag alles skade, terwille van die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys. Paulus staan vir sy aardse besittings, as ek dit so kan stel, sy geleerdheid, alles. Hy beoordeel dit, al sy wêreldse prestasies en besittings. Hy kyk daarna en hy gebruik 'n baie sterk woord, die Afrikaans 53 sê, hy sê, ek beskou dit as drek. Dis my waardeloos, al wat ek begeer is om Jesus Christus te ken, intiem te ken. Dan skryf hy in die Romeine 14 vers 7-8. En hy sê, want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here, of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. O, en ek begeer dit sodat jy dit vanmôre sal kan sê. Wanneer ek leef ek tot sy eer, en die dag as ek sterf, dan sterf ek tot sy eer. Vir my is die lewe Christus. Is dit vir jou ook so? Wanneer jou lewe Christus is, wanneer hy die middelpunt is van jou bestaan, dan word jou sterwe vir jou 'n wins. Hierdie stelling mag vreemd klink vir die wêreld. Hoe kan die dood, wat ons dikwels as 'n vyand beskou, vir ons 'n wins wees? En die wins waarvan Paulus praat in Filippense 1 vers 21, waar hy sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins, moet verstaan word in die konteks van Paulus se diep geloof in Jesus Christus. Sy oortuiging, diepe oortuiging van wat na die dood vir die gelowige wag, hulle wat in Christus is. Eerstens, die ewige lewe. Suzette vra vanoggend vir my, waar is jou tou? Ek het so toupreek, dit bietjie nou al uit sy kop uit. Ons is ewige wesens. En ons kry net 'n stukkie wat ons op aarde leef. En hoe ons in daardie paar jaar leef wat die Here vir ons gee, bepaal waar ons die ewigheid gaan deurbring. Ons moet vanmôre besef, en dalk weet jy dit met jou kop, maar ek wil hê jy moet dit met jou hart glo. Die hemel en die hel is 'n werklikheid. Jesus sê in Johannes 14, in die huis van my Vader staan baie wonings, julle ken daardie vers. Ek gaan dit vir julle 'n plek gereed te maak. En as ek gegaan het, en vir julle 'n plek gereed gemaak het, dan kom ek weer en sal julle neem, sodat julle kan weet waar ek is. Wat 'n belofte, wat 'n verwagting. Kan jy insien hoekom Paulus sê die sterwe is kom 'n wins? Dan is ons vir ewig, in ewige heerlikheid by ons Vader. 2 Korintiërs 5 vers 8 sê, ons is dan volmoed, en ons het 'n welgevalle daaraan, om liewer uit die liggaam te gaan en by die Here in te woon. Julle, hoe hartseer dit ook is om 'n geliefde te groet. Vertel dit wat sy nou beleef, kan nie vergelyk met die beste oomblik wat sy op aarde gehad het nie. In ewige heerlikheid, haar Vader. Deel van ons wins is dat ons verlos word van aardse lyding en stryd.
stryd. Dan skryf hy in Romeine 8 vers 18, hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd nie waardig is om vergelyk te word met die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. O, wil jy nie leef? Wil jy nie leef met die oortuiging en die uitleef daarvan dat Christus vir jou die lewe is nie, sodat die sterwe vir my en jou ook wins kan wees. En dan sê hy daar in 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8, en ek dink as Tannie vandag kon praat, sou hierdie teksvers waarskynlik dalk op haar lippe wees. Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voleindig. Ek het die geloof behou. Daarom is daar vir my weggelê die kroon van geregtigheid van die Here, die regverdige regter, aan my in daardie dag sal gee. Die sterwe is vir ons as kinders van die Here 'n wins. Wanneer Christus vir jou lewe is, wanneer hy die middelpunt is van jou bestaan, dan sal die sterwe vir jou 'n wins wees. Maar die ander kant van die munt is ook waar. En ek bid dat die Heilige Gees self in hierdie oomblik hierdie ander kant aan jou sal openbaar. As Christus nie die middelpunt is van ons bestaan nie, sal jou sterwe vir jou 'n eindelose verlies wees. Ek en jy kan kies. Ons is nog hier. Ons kan nog kies. Nou maat ons vandag die lewe van Tannie 4 en oor haar nalatenskap, en sy was ou legende gewees. Ek het al gehoor mense het vir my vertel as sy met waakskoene bo op haar dak gewerk het. Is dit so? Kenne wat ou legende was Tannie die dierbare vrou. As ek op 'n Dinsdag by die ouete huis aangekom het verlede jaar, ons het die Here se verder gedoen, dan was my barometer om te kyk of hoe gaan dit vandag met Tannie die rooiheid van haar lipstiek. Jo, dan sit sy partykeer daar met die rooi lippe en sê, hoe gaan dit Tannie en sê sy, dit gaan met my goed. Julle, na mate ons haar lewe vandag vier en oor haar nalatenskap dink, moet ons ook oor ons eie lewens besin. Moet ons onsself afvra of ons regtig saam met Paulus kan sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Mag hierdie woorde nie net 'n troos wees nie, maar mag hierdie woorde vandag vir jou ook 'n aansporing wees om ten volle vir Christus te leef, voluit. Mag hy die middelpunt wees van jou bestaan. Mag jy in hierdie moeilike tyd juis na hom toe draai vir krag en vir vertroosting wat jy nodig het. Mag die vrede wat alle verstand te bowe gaan, elkeen van ons se harte en gedagtes bewaar in Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou luister na 'n lied wat vir ons gaan speel. Die Here wag reeds daar. Drink elke woord in. Elke liewe dag iets moois. Môre bring dalk engele. Môre draai als mooi. Moenie wegraak in gister nie. Hou aan glo en hou aan hoor. En as jou hart nie laat nie, laat die Here voor jou lê.
Jy gaan vuur kry in jou lewe. Jy gaan baie lesse leer. Jy moet weet daar is verweerde. Dat die Here dit nie keer. As jy voel of jy alleen is, en jy skapie doelloos vaar, moet nie bang wees vir môre nie, want die Here wag niet staan. Moet almal hoef te weet, net jy hoef te verstaan. Onder die ware waarheid met God se spoor gaan. Moenie wegraak in gister nie. Hou wat glo en hou aan. En as jou hart nie lag nie, laat die Heer voor jou loop. Jy gaan vuur kry in jou lewe. Jy gaan baie lesse leer. Jy moet weet daar is verweerde. Dat die Here dit nie keer. As jy voel of jy alleen is, en jy skapie doelloos vaar, moet nie bang wees vir môre nie, want die Here wag niet staan. Oeh, en jy so seer kry in jou lewe, en jy gaan baie lesse leer. Oeh, jy moet weet daar is vrede, dat die Here dit nie keer. As jy voel of jy alleen is, en jy skapie doelloos vaar, moet nie bang wees vir môre nie, want die Here wag niet staan. Wegraak in gister. Ons tree nie soos hulle neem jou laaitjie saam met my. Ek wil graag vir ons die afskeidsbrief lees. As blomme in die hemel groei, o Heer, pluk asseblief 'n bosblomme vir ma. Plaas dit in mamma se arms en sê vir haar, dis van ons. Sê vir haar, ons is lief vir haar. Dat ons al klaar verlang, en as sy omdraai om te glimlag, druk haar asseblief styf vas en soen haar op haar wang. Sê vir haar sagte hart sal ons altyd bybly, en die liefde van ons ouerhuis, wat so ongelooflik groot was, sal ons nooit vergeet. Vra haar asseblief, my te vergeef waar ek gefaal het as mens. Om haar te onthou is maklik, ek doen dit elke dag. Maar daar is hierdie seer in ons harte vandag, o Heer. Help ons en gee ons asseblief die krag, rus en die wete in ons harte, dat mamma en papa weer saam is. Boekie het later die lewe haar hart vir die Here gegee, maar ons weet dat sy die Here lief gehad het en hom gedien het. Dit is hoekom sy nie bang was vir môre nie, want sy het geweet, haar ewige tuiste in die hemel wag vir haar. Ons gaan jou mis, Boekie, altyd,
lief vir jou. Ons gaan nou luister en kyk na Hulde bly wat Fred vir ons opgeneem het. Dis hoe die mense van Petersdorp haar geken het, maar vir ons was sy boekie. Hierdie boodskap is van al haar kinders, Jeannie, Henny en ek, Fred, al die skoondogters, kleinkinders en al die familie Lucia. Moekie was 'n baie energieke mens. Wanneer sy stap met haar hoë skoene, moes sy draf om by te bly. Haar gawe was om te bedien. Dit was vir haar vreugde om vir mense om te gee. Haar kospot het nooit 'n bodem gehad nie. Sy het vir 2 gekook, maar kon 10 mense voer. Hulle sou graag daai potte eendag erf. Baie van julle mag dan onthou van al die beskuit, die vetkoek en die lekker kookos wat sy gemaak het. Die kleinkinders was mal oor Moekie se beroemde staartbiskuits. Vir mense wat 'n laagtepunt in hulle lewe beleef het Moekie altyd haar hart en huisdeure oopgemaak. Sy het hulle ondersteun en nooit weggewys nie. Moekie het ons geleer om te gee met 'n oop hand, sodat jy kan ontvang. Moek se omgee is tasbaar. Jy het gevoel met 'n vat, of 'n stywe druk, al die herinneringe aan haar lê diep, en ons sal dit altyd by ons bly. Ons gaan haar mis, maar ons tree nie soos iemand wat nie hoop het nie. Ons verbly ons, want ons weet, sy is in haar hemelhuis saam met die Here. Jesus droog haar trane. Sy sal nooit weer siekte, pyn of hartseer ervaar nie, want sy is in die boesem van Jesus. Ons moet ons lewens reghou, sodat ons weer mekaar kan sien. Baie dankie ook aan Fred. Ons gaan nou 'n lied speel wat lyk my geliefd was op daai Willis, Across the Bridge. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked a beggar along the way, he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till you hear the voices ring. They'll be singing out the glory of the land. The river Jordan will be near. The sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious place ever known to man. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Ons gaan nou vir Eddie vra en Prins Stoffel se bedankings te kom doen.
eerste woord is huisvrou. Die dwarsste huise wat ek in die lewe kan kry. Ouma, die woord is. Ek kom by 'n huis aan gery. Sy het baie oggend opgestaan en sy besluit sy gaan vandag haar kar gevaar, hè. Sy het met haar hoogskoene en met 'n rok, met 'n gereedskapkas op 'n tafel, sy besig om haar kar te ry. Jy stap daar in en jy sê, ouma, kan ek vir jou help? Sy kyk vir jou en sy sê vir jou, staan dat jy die kar, weet jy my pa. Sy het geweet wat sy doen. Sy weet. Maar in dieselfde asem, wat ek laas week, met Donovan, die was deel van die nagtes. Ons onthou as jy met op ons huis oorgeslaap het, eerste ding voor die oggend se weet die koffie, en 'n groot bak. Halfuur na dit sy met die tafel maar af die stoep. En sy is besig om deeg te maak vir die skuil. En dan mag jy nie jou eie hand in die bak druk nie. Sy sal vir jou 'n stukkie deeg afbreek vir jou gee. Jy gaan nie indenk met haar hande werk. Die staaltjie wat ons met kinderen vertel het van 'n ouma op 'n dag, rookskoene, om 'n laptop wel van 'n geyser te ruil, is verseker nie. Maar niemand anders kan dit beter gedoen as sy nie, sy weet wat sy doen. So ja, daar is duisende staaltjies, daar is baie goed. Een waar ek verskillend spyt is, aan ouma se kant is, ek het nou nog die ouma's resepte soet suur. Dit is ouma se go-to meal gewees, as ons nog vinnig as 'n gesin, ver af die dorp gery het, dan sê ons van ouma, maar moenie bekommerd wees nie, ek sê vir jou, dis nie moeite nie, dis vind. En dan gaan jy daar by stoelkamer in die son sit, en jy gaan van ouma wag, want sy gaan onthou dat ons 4 uur in die oggend van die Hoorkaap af teruggery kom. En die net aan die kant kom hierdie dadelijk van ouma. Ek weet sy gaan al wakker. Ek sê van ouma, ons half uur weg van die huis op die Sy sê van my kind daar, hoe dan anders. Ons staan by 'n voordeur, en jy kan dat jy 'n ring kry. Oor 5 uur, hare is gedoen, hoogskoentjies is aan, koffie is gemaak, beskuit is uit. Daar uit beskuit gaan jy nog vriend. Kan ek dit weer maak? So ja, daar was 1007 goedjes op die span. Daai soetsuur, dat spook. Asseblief. So deurgaan. En ek dink vandag is dit ons op ons harte, wat ons vir die Here wil sê baie dankie. Was 'n wetloop. Ek dink baie van ons kom ons streef. Ek myself, as ek 94 jaar oud kan word, sal dit vir my die superste blessing vir ons. So ek dink ja, dankie. Ons wil baie graag vir die FE Ventersdorp ouer huis personeel sê baie dankie vir die laaste paar jaar wat julle vir ons daar kyk het gesien het. Ons wil baie dankie sê vir tannie Juanita en Charles vir alles wat julle vir ouma gedoen het en vir al die opofferings. Tannie Suzette wat ook na ouma boekie baie mooi gekyk het, al die tyd met sy hand. Gerrie en die Jay, wat vir ouma op die kerk te bring het. Ons het nou nie dit bestuur het nie. Dis net gesê, maak ons op 86, sy het die sê nog nie meer, en dis daar.
almal in Pietersdorp ken daai geel karretjie. Dan gaan ons ook baie dankie sê vir almal wat daai tydjie afgeklip het. Ek het by ouma moet gehardloop het en net van hallo sê. Ons wil ook baie graag almal baie dankie sê wat net selfs 'n drukkie gegee. Jaco, baie dankie vir jou livestreaming. Daarbo vir die res van ons familie wat oor see sit, wat ek gelukkig nie kon vermaak het nie. Willie, vir jou span. Ek het gesê vir julle baie dankie vir julle hulp en vir julle bystand in die tyd. Ons oor eendag, jy het 'n ander pad som met almal geloop as ons. Ek dink jy het baie goed gedoen op daai vlak. En ek dink ook jy weet so is dit. Dan ons ook baie graag sê vir Frik ook baie dankie sê. Ons wil ook dankie sê vir Nick van die Rita van Vieren. Baie dankie vir Barend Smit. Ek stop vir jou eetgoed wat ons gaan voortsit. Dan ons ook vir Sandra. 7 dae week. Het jy geweet dat die ouma jy was meer deel van ouma se lewe as ons enigstens in die laaste tyd. Jy verseker dat gelooflike ons. Ouma was ek ook gewees. Was selfs met die laaste. Ons is jou baie as ons enig iemand vergeet het, moet ek dit nog nie net so opgeplan. Ja, ek het maar nie so sê, excuse, as er iemand anders is, sal my nou daarmee is dit houd. Ek het vanoggend groet met ouma se woord. Baie dankie. Die familie se wens dat ons nou sal luister na 'n lied van Johan Pieterse. Ek is nou in. Ons maak som ons oor toe. Luister na elke woord. Ek weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy baie vra en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlangde, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart is daar by jou. Nou
is ek die engel wat se vlekke om jou heen. Ek sien jou trane elke dag wees. Ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad. Tot hier kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgeneem. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, my hart staat by jou. Nou is ek die engel, wat se vlekke om jou heen. Nou is ek die engel, wat se vlekke om jou heen. Ons dank aan God ons hemelse Vader, wat deur Jesus Christus van 'n sondaar mens kind van God gemaak, sodat sy vandag sal kon sê, vir my is my sterwe. Lees die draer se naam en wil vra dat jy hulle plekkies op moet neem. Henny Prinsloo seun, Eddie Prinsloo kleinseun, Bartus Prinsloo agterkleinkind, Willie Pruis susterskind, Mani Jansen van Vieren kleinkind, Kali Jansen van Vieren kleinkind. Kan ek vra dat julle so lank julle plek hier sal inneem? Wat 'n eer vir julle vandag om hierdie laaste stap te stap. Dit het net as jy jou luister te kom die woorde by my op, julle ken daai spreek, klein botteltjies groot gif. Maar as ek aan Tannie Hoenis dink, dan dink ek, klein botteltjie duur parfuum. Voordat ek die seën gaan uitspreek, net so laaste reëling. Ek sal vra dat almal wat teenwoordig is, eerste sal uitgaan. En dat ons vir Tannie Hoenis 'n erewag sal staan na die lijksbaar toe. En dan sal die draers hierdie kus volg deur die erewag wat ons vir haar staan. Is dit reg so? Kan ek jou vra om saam met my te staan wanneer ons die seën van die Here uitspreek? Ek bid vanmôre dat die genade van ons Here Jesus Christus, daardie genade wat vir ons genoeg is, die liefde van God ons Vader, die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees, by elkeen sal wees en bly. Mag julle ook eendag kan sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. In Jesus naam bid ek. Amen. Na die verrigting hier buite, is julle almal so welkom na die kerksaal te beweeg vir 'n saam kuier, 'n saam onthou, 'n saam herinneringe uitdeel. Dalk is die resetboek
byderhand vir Eddie te gee. Sit aan hierdie dag en soek hom daar. Vrede vir julle, ons kry mekaar hier buite. Gaan nou 'n geleentheid gee vir die heel naaste familie vir 'n laaste erebetoon. Voordat ons dit dan nou gaan doen, waar die res van die mense ook welkom is, gaan ek net die bossie blomme namens die mense in Australië net vir ons eerste opsit. Baie dankie.